Goeienaand broeders en susters. Jy kan nou sê die dominee is vol draadwerk wat hom gevang het vanaand. Kom ons sit so en dan raak ons vir 'n oomblik stil voor die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die woorde van Psalm 92. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet. Wie hom nie dank bewys nie in stille môrewagte, as ons sy guns omring. Wie vir sy trou nie sing 'n loflied in die nagte. Ons gaan vers 1 en vers 6 saam sing, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. O Here, ons Here, hoe wonderlik is dit nie om vanaand ook saam te kan sing, waar ons vanoggend ons stem kon voeg by die van die engele om die troon, ons vandag vir 'n tweede keer op hierdie Sondag die geleentheid het om U te loof en te prys. Maar ons dank U bo alles vanaand ook dat ons weer 'n geleentheid het om na U woord te kan kom luister, om in die verkondiging van die evangelie te kom deel, om daardeur ook vertroos te word, bemoedig te word, in ons geloof versterk te word. Daarom bid ons ook, en dis elkeen van ons se gebed, dat ons juis deur die verkondiging van die evangelie opgeroep sal word tot 'n nuwe dankbaarheid, 'n lewe wat getuig daarvan dat U ons, U kinders gemaak het in en deur ons Here Jesus Christus. Daarom vra ons dat U deur die Heilige Gees in ons harte sal werk, dat ons ons eie sonde en ellende voor U sal erken, dat ons verlossing sal bely en in dankbaarheid gaan leef. Amen. Vanaand, broeders en susters, 'n gedeelte uit die Nederlandse geloofsbelijdenis waarby ons stil staan, en dis artikel 18 van ons belydenis. Baie eenvoudig, waaroor gaan hierdie artikel? Dit gaan oor die menswording van Christus, die menswording van Jesus Christus. Dis waaroor dit handel in daardie gedeelte van ons belydenis.
En in daardie gedeelte kom mens uit by Hebreërs hoofstuk 2, waar daar staan: daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Mens kan ook sê, daarom moes hy mens word. So kom ons luister vanaf vers 5. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê: wat is 'n mens dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u aan hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en sy dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê tog: ek sal die naam aan my broers bekend maak, in die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou, en verder, hier is ek met my kinders wat God my gegee het. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. En dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gegaan het nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Kom ons sing eers die aanhaling wat ons hier kry uit Psalm 8 uit. Wat is 'n mens dat u aan hom dink, 'n mensekind dat u nie aan hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. En daarom sing ons dan nou saam uit Psalm 8 uit vers 3, 4 en 5. Ons staan vir die sing daarvan.
menswording van Jesus Christus. God wat mens word. Dis waaroor ons gewoonlik in Desember maande handel. Ons het verlede Sondag aand ons Kersprogram gehad, wat gehandel het oor God wat mens word. Nou dit is so dat dit 'n baie belangrike deel van ons geloof is. Maar dit is juis 'n deel van ons geloof wat deur die wêreld bevraagteken word. En daar's dalk 'n goeie rede daarvoor. Dat jy dit nie kan glo as dit nie vir jou gegee word nie, want die wonder daarvan, God wat mens geword het, is eintlik te groot vir 'n menslike verstand om te kan verstaan. Want die grootheid van God pas net nie in by die menslike verwysingsraamwerk nie. Maar tog bely ons dit elke Sondag in die kerk. Hy is Immanuel, sê die engel, God met ons. Hy is die eniggebore seun van God. Hy is gebore uit die maagd Maria. Hy is die woord wat vlees geword het. Maar die belangrikste vanaand, hy is mens van vlees en bloed, soos ons. En die vraag waarmee ons gekonfronteer word is, hoekom? Hoekom die menswording van Christus? Hoekom glo ons dat Jesus Christus mens geword het? Dis juist die mooi van Hebreërs hoofstuk 2. Daarin word vir ons duidelik gesê, daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word. In hierdie hoofstuk word daar breedvoerig gehandel oor die menswording van Christus, oor dit wat ons glo. Vir interessantheid, as jy verder lees in die boek, dan kom jy gou agter dat daar baie aandag gegee word om vir mense te verduidelik hoekom het Jesus mens geword in die hele boek. Maar interessant genoeg, as jy 'n hoofstuk terugblaai na hoofstuk 1 toe, is dit belangrik om te kyk waar dit begin. Hoofstuk 2, die menswording, maar kom ons gaan terug na hoofstuk 1 toe en kyk wat daar gesê is. En dis amper asof die mens van die horison af verdwyn in hoofstuk 1. Want daar word in hoofstuk 1 'n klomp vergelykings gemaak tussen Jesus en die engele. En telkens die slotsom, Jesus is baie groter as die engele. En dit is belangrik om dit in gedagte te hou. Hy's groter as die engele want hy is self God. En dan kom ons in hoofstuk 2. En by hoofstuk 2 verander die tema, die engele verdwyn van die toneel af as te ware. En dan sien ons die mens of die mensdom. En dan sien ons in Jesus Christus se menswording is die mensdom se heerlikheid ook herstel. Onthou dit, in die seën van die mens word die mensdom se posisie in die skepping weer herstel. Dis hoekom ek gesê het, dit is belangrik om te sien hoofstuk 1 wat vir ons wys dat Christus bo alles uittroon. Dat Christus self God is. So waarvan praat ons hier die mensdom se posisie? Gaan terug na Genesis 1 toe, vers 26, waar daar staan, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Sien, dit is wat die mens verloor het, maar wat Christus weer herstel het. Hy is die mens in wie dit, waarna die hele mensdom verlang, weer 'n werklikheid geword het. Daarom die aanhaling in hierdie hoofstuk uit Psalm 8 uit, waar daar nie minder nie as 7 keer in daardie Psalm oor die mens gepraat word, of die mens se kind.
Dan moet mens onthou die oorspronklike Psalm, ons het so 'n paar weke terug by hom stil gestaan, praat oor ons wat mense is. Die mensdom soos verteenwoordig in Adam, daar by die skepping. Maar nou ken ons die geskiedenis, Adam en die mensdom moes geheers het, maar deur die sondeval het ons letterlik geval. En daarom het die mensdom die heerlikheid en die eer wat ons moes gehad het en behoort te hê, heeltemal verloor. En kyk 'n mens na die wêreld rondom ons, dan sien ons dit raak. En die Hebreërs skrywer sê dit ook vir ons. Hy sê, nou sien ons nog nie dat alle dinge aan die mens onderwerp is nie. Maar ons moenie dink dat ons hierdie sien met 'n blote oog sal raak sien. Ons moet deur die oë van geloof daarna kyk. En wat sien 'n mens as jy deur die geloof kyk? Ons sien Jesus wat met eer en heerlikheid gekroon is op grond van sy lyding en dood, sê die skrywer. Met ander woorde, ons sien hom wat opgevaar het en sit aan die regterhand van die almagtige Vader. En in hom wat daar sit, sien ons die toonbeeld van die mens van wie ons in Psalm 8 hoor. So as ons die woord mens of mensekind hier in Hebreërs 2 hoor, dan moet ons onthou, Jesus is die mens. Hy is die tweede Adam. Hy het gely en gesterf en op hierdie manier het hy vir 'n kort tydjie, sê die skrywer, minder geword as die engele, maar sy opstanding en hemelvaart, kan ons weer sê, is hy bekroon met sy heerlikheid. En het hy ook ons lewens daardeur kom verander. Want wanneer ons met die geloofsoog kyk, dan sien ons Jesus as die gekruisigde, maar ook die gekroonde hemelkoning aan wie God alle mag in die hemel en op die aarde gegee het. En die heerlikheid en die eer wat die mens gehad het en toe verloor het, word deur Jesus weer vir ons teruggegee. Juis deur sy lyde en sterwe. Maar belangrik, sê die skrywer vir ons, en dis die tweede saak vir vanaand, dit gebeur deur die genade van God, volgens die raadsbesluit van God. In Jesus se menswording staan daar is aan die wil van God voldoen. Nou, dit is belangrik om dit te onthou. Jesus het mens geword, ons vier Kersfees, omdat dit binne die raadsplan van God val, omdat dit die wil van God is. Ons almal ken Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Baie eenvoudig gestel, onthou dit, God wou ons sy kinders maak, in Christus het God ons sy kinders gemaak. En dis merkwaardig om dit te weet en dit altyd te onthou dat God ons Vader wil wees. Dat God ons in sy heerlikheid wil laat deel. Ons moet altyd onthou, waar's die probleem? Die probleem lê by ons sondigheid. Sondigheid wat maak dat jy nie in die teenwoordigheid van God kan leef nie. Maar juis daarvoor stuur God dan vir ons sy eniggebore seun, soos genoem in die hoofstuk, ons leidsman, die eersteling van die volle som van God se kinders, Jesus Christus. Daarmee word vir ons gesê, hy is die eerste wat uit die dood uit opgestaan het en na die hemel opgevaar het as mens, en juis daarom baan hy die weg vir ons as kinders van God. Dat ons ook mag weet, dis waarheen God met my ook op pad is. En ja, soos die sonde van Adam ons almal betrek het, so het Jesus Christus se sterwe en sy lyding ons ook betrek en deel gemaak van God se kinders. En daarom ons laaste punt vanaand, in Jesus se menswording is vir ons
groot seën verwerf. Nou presies wat hierdie seën is, verduidelik verse 14 tot 18 vir ons baie duidelik. Mens kan dit eintlik opsom in 6 punte. Die eerste is dat Jesus het 100% mens geword, van vlees en bloed, en hy het as ware mens aan die kruis gesterf, en juis daarom, so bely ons dit ook in die katekismes, juis daarom was sy offer volkome, juis daarom kon hy vir ons sondeskuld betaal. Die tweede gevolg, ook soos ons dit bely in Sondag 1 van die katekismes, is dat Jesus die duiwel daardeur vernietig het. Hy het die greep van die bose, die greep van die sonde op ons lewens het hy verbreek. En daarom die derde wat ook belangrik is. Ons as mense wat in die slawerny van die sonde was, wat in vrees gelewe het vir die dood, ons hoef nie meer bang te wees vir die dood nie. Ons kan saam met Paulus dit bely, om te lewe is Christus, om te sterwe vir my 'n wins. En dan die vierde gevolg of seëning. En hierdie is nogal baie belangrik, die feit dat Jesus kom deel het, sê die skrywer, in ons vlees en in ons bloed. Juist dit sê vir ons die nood, die stryd, die gebrokenheid van ons menswees. Hy kon dit met sy eie lyf ervaar. Maar juist daarom het hy met ons medelee. Juist daarom kan hy ons barmhartige en ons getroue hoëpriester wees. Die een wat die offer sou bring. En dan die vyfde seëning. Juist nadat die offer gebring is, die gordyn daar in die tempel wat middeldeur geskeur is, sê vir ons, dit wat skeiding tussen ons en God gebring het, is weg. Ons is nou met God versoen. En dan hou dit nie daarop nie. Dan word dit nog beter. Want die laaste gevolg van Jesus se menswording, en ook die laaste seëning, as ons dit so wil noem, wat die Hebreërskrywer noem, is deurdat hy self ook as mens versoek is, kan hy ons ook help wat versoek word. En daarmee vat die skrywer ons van dit wat meer as 2000 jaar gelede gebeur het, terug na vandag toe. Dan sê hy vir ons, nou is Jesus Christus daar vir jou. Wat die hoëpriester is, wat na sy kruisiging en sy sterwe en sy opstanding en sy hemelvaart as mens in die hemel is, om vandag ook jou by die troon van God te verteenwoordig. Maar vir ons as mense om in hierdie seëning te kan deel, soos kan afsluit, moes Jesus mens word. En daarom as ons vir onsself wil vra in hierdie Kerstyd, hoekom die menswording, hoekom die Kerstyd? Onthou dit, in Jesus se menswording is die mensdom se heerlikheid herstel. Want daar op die hoogste troon aan die regterhand van God sit 'n mens, ons Here Jesus Christus. Die eerste ding om te onthou. In die tweede plek, in Jesus se menswording is aan die wil van God voldoen. God wil hê dat ons sy kinders moet wees. Daarom het God sy eniggebore seun 'n mens laat word, sodat hy ons kon kom red. En daarom in Jesus se menswording is daar vir ons groot seëninge. Al daardie seëninge wat Jesus vir ons verwerf het. En wanneer 'n mens die menswording bevraagteken van ons Here Jesus Christus, dan word die fondament van ons geloof onder ons uitgeruk. Want God, wat by ons wil wees,
word dan van ons af weggevat. Want sonder Jesus Christus wat mens geword het, kan ons nie ooit by God uitkom nie. Daarom glo ons in die menswording van Jesus Christus. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie o Here dat ons vanaand ook weer kan in hierdie Kerstyd herinner word aan ons Here Jesus Christus wat mens geword het ter wille van ons. Dat ons mag weet dat daardie babietjie in die krib gedurende sy hele lewe op aarde ook lyding moes ondergaan. Ook versoek is, ook seer gekry het, ook hartseer was soos ons. Maar dat hy dit juis gedoen het om vir ons u seëninge te kan kom gee, om ons ook u kinders te maak. Daarom wil ons sê dat aan u en ons Here Jesus Christus kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Daar is nou geleentheid om liefdegawes te gee. Sing tot Gods eer met lof en dank 'n nuwe lied met nuwe klank oor al sy gunstelinge. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 149, die eerste en die tweede vers. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.